Goed, goeiemôre graad 7's. Vorige les het ons gestop by die tipes getalle. Ons het vinnig gepraat oor saamgestelde getalle, priemgetalle, faktore, veelvoude, en toe priemfaktore. En nou gaan ons oorbeweeg na die plek toe waar ons eintlik daai terminologie gebruik. En dit is by KGV en GGD. Okay? Nommer 1 belangrik om te weet waarvoor hierdie afkorting staan. So KGV, kleinste gemene veelvoud. Okay? En daai woordjie speel eintlik vir ons die grootste rol hierso. Aan hierdie kant het ons grootste gemene deler. En 'n deler gaan op die ou end verwys na 'n faktor. Kyk, maar ons praat van die grootste gemene deler. Right, gemene beteken maar net dit wat dieselfde is by die twee getalle wat hulle ooreenstem tussen die twee. So KGV graad 7 het ons vir mekaar gesê, het nie 'n definitiewe metode nie. Daar's nie 'n definitiewe manier wat dit gaan doen nie. So as ek vir jou vra vir die KGV van 20 en 30, dan gaan dit eenvoudig begin waar jy al die veelvoude van 20 begin skryf en die veelvoude van 30 tot jy by een kom wat ooreenstem. So ek begin gewoonlik so veelvoude van 20 en dan skryf ek so die eerste 5. 20, 40, 60, 80, 100. En dan begin ek met dieselfde by die veelvoude van 30, 60, maar nou hoef ek nie verder te gaan nie, want ek sien nou klaar hierso, nou kyk, yes, ek sien nou klaar hierso, dat hierdie twee stem ooreen. En sodra ek dit kan identifiseer, dan kan ek sê, die KGV is gelyk aan 60. En dis al maniere hoe jy dit kan doen, jy moet die veelvoude, dis repetisiewerk, jy moet die veelvoude uitskryf, tot jy 2 kry wat ooreenstem, 2 wat in die gemeen is, maar dit moet die kleinste veelvoud wees. So, daar gaan nog wees wat ooreenstem, later gaan jy kom by 120 wat hierna kom, wat ook hier gaan bykom, by die veelvoude van 30, maar dit is nie die kleinste gemene veelvoud nie, dit is net nog 'n gemene veelvoud. Ons werk met die kleinste enetjie. Aan hierdie kant met ons grootste gemene deler, hier gebruik ons kammetjie metode. En dis eintlik priemfaktorisering. Goed, so as ek vir jou sê, gee vir my die GGD van 24 en 36, dan gaan ons begin met priemfaktorisering. Ek gaan so 'n klein groen hoofie aan die kant maak. Priemfaktorisering. En dan aan hierdie kant sal ek die finale antwoord skryf. Goed, so priemfaktorisering graad 7, soos ons praat van die kammetjie metode. So wat ons gaan doen is ons gaan deel met die priemfaktore van 24 en 36 tot ons by 'n finale antwoord kom. So ons gaan begin met 24 aan die kant, ons trek ons kammetjie, ons begin altyd met die kleinste priemfaktor wat ons kry, dus 2, 24 gedeeld 2 is 12, ons deel weer dan met 2, want jy gebruik jou priemfaktor tot jy nie meer kan nie. Goed, ek het 6, deel weer met 2, dan raak ek 3, ek kan nie meer vir 2 gebruik nie, maar ek kan 3 gebruik. En dan is my antwoord 1, dan kan ek stop. So as ek 12 gaan skryf, 24 gaan skryf, ons sê 24 is gelyk aan 2 mal 2 mal 2 mal 3. Goed, dan ons aan een is 36, ons kan 36 se nie onder doen. 36 gedeeld deur 2 is 18, gedeeld deur 2 is 9, gedeeld deur 3 is 3, gedeeld deur 3 is 1. So as ek 36 moet gaan skryf, dan gaan ek skryf dit is 2 mal 2 mal 3 mal 3. Goed, en hierdie stap wat nou volg, is gewoonlik die een waar ons die meeste foute maak. So, om die grootste gemene deler te bepaal, moet ons nou gaan kyk, tussen 24 en 36 se priemfaktore wat hier staan,
watter stem ooreen? Of wat het hulle in gemeen met mekaar? So, hulle albei het 'n 2 daarso, right? En hulle albei het nog 'n 2, so albei van hierdie het ten minste 2 2's. Goed, ons stem saam daarso. 24 het 'n derde 2, maar 36 het nie nog 'n 2 nie, so dit kan nie in gemeen wees met mekaar nie. 24 het wel 'n 3 en 36 het ook 'n 3. 36 het daai tweede 3 wat hier by 24 is nie, so dit kan nie in gemeen met mekaar wees nie. So dan gaan allokeer ons sê by albei getalle is daar 'n 2, nog 'n 2 en 'n 3 wat